Goeiemôre, liewe gemeente. Trek jou skoene aan, want vir die volgende 2 weke gaan ons op 'n reis. Ons stap saam met Paulus en sy reisgenote deur Handelinge en ons begin waar elke sending begin. Nie op die pad nie, nie sommer net nie, maar binne in 'n gemeente. Gaan lees vandag Handelinge 13 vers 1 tot 3 en Handelinge 15 vers 36 tot 41. In Handelinge 13 vers 2 tot 3 lees ons hoe Paulus en Barnabas gestuur word, soos ons dit lees in die skrif. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Tot sover. Dit is hoe Paulus sy sendingreis saam met sy reisgenote afgeskop het as 'n sendeling deur die Heilige Gees en die gemeente, as 'n gestuurde om aan te sluit by God se missie wat ons die Missio Dei noem. Antiochië in Sirië was die 3de grootste stad van die Romeinse Ryk, naas Alexandrië. Hierdie hawe was 'n multikulturele hawe waar Jode, Grieke en Romeine deurmekaar geleef het. En 'n interessante feit, dit is hier in Antiochië waar Jesus se volgelinge die heel eerste keer Christene genoem is, soos ons dit lees in Handelinge 11 vers 26. Die naam wat ons vandag dra, is in hierdie stad gebore. Kyk hoe begin die sending in Handelinge 13 vers 2. Daar was spesifieke werkwoorde gebruik. Hulle bid, hulle lê hande op, hulle stuur uit. Eksegeties is dit belangrik. Die Griekse woord vir uitstuur, apostello, is die stam van die woord apostel. 'n Apostel beteken bloot 'n gestuurde. Sending is nie 'n los aksie van 'n paar entoesiaste nie. Dit vloei uit 'n biddende gemeente wat luister na die Gees en dan mense wegstuur. 'n Gemeente wat stuur gee iets prys vir 'n tyd lank. Antiochië het sy 2 beste leiers verloor omdat die Gees hulle nodig gehad het. Gestuurdheid kos altyd iets, maar 'n kerk wat niks wegstuur nie, groei ook nooit verder as haar eie mure nie. So mag ons reis saam met Paulus ons ook ernstig herinner wat dit beteken om gelowig te wees en hoe ons geloof benader. So vra jouself vandag, watter mensgawe of gerief sou jy moeilik kon wegstuur as die Gees jou vra om dit los te laat ter wille van die koninkryk? Kom ons bid saam. Here, ons begin hierdie reis met die volgende 2 weke biddend, soos die gemeente in Antiochië. Maak ons 'n stuurkerk en nie 'n stoorkerk nie. Here, sonder ons af, lê U hande op ons en stuur ons uit daar waar U ons nodig het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.